Soms word die ware kerk as ketters gebrandmerk deur die relatiewe standaarde van mense, nie volgens die absolute standaard van die Bybel nie. Die verteenwoordigende voorbeeld is die geloof van die vroeë kerk, wat as dwaalleer gebrandmerk is. Ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, en dat hy onder al die Jode in die wêreld onluste veroorsaak. Hy is 'n leier van die Nasarene-sekte. Judaïste het nie geglo in Christus wat in die vlees gekom het nie, en by die ou verbond gehou het. Boonop het hulle die geloof van die vroeë kerk wat die nuwe verbond gehou het, as dwaalleer veroordeel. Die vroeë kerk het egter absoluut die belofte geglo dat God in die vlees sou kom en die nuwe verbond sou stig. Die vroeë kerk het absoluut geglo dat Jesus God in die vlees is en het die nuwe verbond wat Jesus tot stand gebring het, versprei. Die vroeë kerk het ketters gelyk in die oë van die Joodse leiers, maar was die ware kerk in God se oogpunt. Die geskiedenis van die Bybel leer ons hoe gevaarlik dit is om 'n kerk op grond van sy eie leerstellings as ketters te beskuldig. Wat is dan die absolute dwaalleer wat die Bybel definieer? Ons kan absolute dwaalleer wat die Bybel definieer onderskei deur te kyk of hulle van die nuwe verbond is wat deur Jesus gestig is, of as hulle van mensgemaakte leerstellings is. Eerstens, die kerk wat Sondagdiens hou, mensgemaakte leerstelling, is ketters. God het ons beveel om die Sabbat heilig te hou as die 4de gebod van die 10 gebooie. En Jesus het gesê dat die onderhouding van die Sabbat sy gewoonte was en het die skrifte gelees in die sinagoge op die Sabbatdag. Die rede waarom Jesus die Sabbat gehou het, was om vir ons 'n voorbeeld te stel wat ons moet volg. Dis, die kerk wat Sondagdiens hou, wat nie in die Bybel gevind word nie, is ketters. Tweedens, die kerk wat nie die Pasga hou nie, is ketters. Die Pasga wat God ons beveel het om te hou, is die waarheid wat ons van alle rampe red. Jesus het sy disippels beveel om die Pasga te hou. Die kerk wat nie die Pasga in die Bybel opgeteken hou nie, is ketters. Derde, die kerk wat Jesus se geboorte op 25 Desember vier wat nie in die Bybel gevind word nie, is ketters. Kersfees het ontstaan uit die heidense gebruik om die songod te aanbid. Daar is geen rekord in die Bybel dat Kersfees op 25 Desember gehou moet word nie. Dus, die kerk wat Kersfees op 25 Desember vier wat nie in die Bybel voorkom nie, is ketters. Vierde, die kerk wat die kruis oprig, is ketters. Die kruis was 'n instrument wat gebruik is om die doodstraf deur die antieke Romeine uit te voer. Die Bybel waarsku dat die mensgemaakte kruis 'n afgod is wat ons nie verlossing of die ewige lewe kan gee nie. Dis, die kerk wat die kruis 'n instrument van die dood, wat gebruik is om Jesus as 'n misdadiger te behandel en groot lyding aan hom toe te bring, oprig en heilig, is ketters. Die enigste maatstaaf om dwaalleer te bepaal, is die Bybel. 2000 jaar gelede is die mense wat Jesus op grond van hul eie leerstellings as 'n ketter beskuldig het, almal vernietig. Dit is dieselfde in hierdie tyd. Die kerk wat mensgemaakte leerstellings volg, sal op die ou end vergaan,
want wat hulle volg is absolute dwaalleer vanuit die oogpunt van die Bybel. Onderskei asseblief die ware kerk, wat die leringe van die Bybel volg, van die valse kerke, en gaan die koninkryk van die hemel binne.